In die oë van die wêreld is sy 'n toppresteerder. Alles waaraan sy raak is 'n sukses en mense hou van haar. Maar in my spreekkamer sit sy en sy vra die volgende vraag: sal ek ooit regtig genoeg wees? Dis daai stemmetjie wat binne in elkeen van ons is. Of daar 'n maklike antwoord is op hierdie diep gewortelde vraag, is ek nie so seker nie. Maar dat daar definitief 'n onwrikbare waarheid hieroor is, daarvan is ek seker. 'n Vriendin van my vertel vir my hierdie mooi storie dat sy by Pretoria Oos Hospitaal werk en in die oggend net onder die onkologie afdeling parkeer en soos wat sy instap, is 'n man buite by die venster besig om te kuier saam met iemand aan die binnekant van die hospitaal. Beide van hulle het hulle fone hard aan en gesels eintlik oor die fone met mekaar. Soos wat sy nader kom, kom sy agter dat hierdie 'n pa en seun is wat sommer net lekker saam met mekaar kuier en gesels. Ewe skielik kom sy agter hierdie gesprek staan so bietjie einde se kant toe en die pa antwoord so tussen die praat deur en sê net: as hierdie die laaste keer is wat ek en jy gesels, hoop ek jy weet jy was altyd genoeg gewees. En my vriendin vertel vir my hoe haar oë vol trane skiet en sy stap vinnig by die gebou in, omdat sy so diep voel wat hier gesê word tussen hierdie pa en seun. Genoeg wees. Ek dink ons almal se diepste hartsbegeerte is seker eintlik om maar net genoeg te wees. Ons vra dit eintlik elke dag op soveel maniere. Ons skree vir die wêreld, sal jy my aanvaar? Pas ek in? Is ek deel? En ons wys en doen dit op soveel plekke. Want op die oppervlakte wil ons baie keer 'n klomp goed in ons lewe verander. Hoe ons lyk, wat ons doen, wat ons het, maar niks verander eintlik diep binne aan ons as ons net aan hierdie goeders werk of verandering bring nie. Dis eintlik soos om 'n pleister te plak oor 'n hart wat seer is. Dit het geen effek nie. Jesus kom wys so 'n ander manier van leef. Hy kom wys dat daar geen kitsoplossing is om regtig in ons diep menswees verandering te bring nie. Hy wys dit in soveel verhale in die Bybel waar daar vertel word van mense wat elke keer dink hulle is nie goed genoeg nie. Ek wil 'n paar vandag met julle deel. Maria Magdalena wat 'n prostituut was. Petrus wat 'n plofbare humeur gehad het. Dawid wat 'n buiteegtelike verhouding gehad het. Moses wat gehakkel het en te bang was om regtig op te staan en te gaan doen wat van hom gevra word. Miriam wat baie lekker geskinder het. Martha wat net altyd bekommerd was oor alles en almal om haar. Sara wat baie ongeduldig was. Noag wat 'n dronkaard was en Gideon wat so onseker was van homself. As een van hierdie mense gekies moes word op wat hulle kon bewys of op wat hulle kon regkry, het nie een van hulle voldoen nie. Maar nog nooit het Jesus gevra dat ons moet bewys om sy liefde te verdien nie. Sy oë van goedkeuring wil eintlik net oor elkeen van ons skyn. Daai aanvaarding waaroor daar so mooi geskryf word in Sefanja 3 vers 17 waar daar staan: die Here is by jou. Hy is vreugdevol oor jou en hy's diep tevrede oor wie jy is. Hoe mooi is daai woorde om regtig net aan vas te hou vir ons. So ek wil julle los met 'n gebed. 'n Gebed wat ek dink ons eintlik hierdie hele week kan bid, elke nou en dan in ons lewe. Mag jy nooit vergeet, daar's een wat weet wie jy is en elke detail van jou lewe ken. En hierdie een verwag nie van jou om alles vir almal te wees nie. Dis sy werk. Veel eerder wil hy hê, jy moet net mens wees. Vervuld, vredevol en liefdevol. Net mens.